1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Georgie en die konstabel. As jy nie nou ophou nie, roep ek 'n polisieman. Joan is net kwaad. Jy kan nie, sê Georgie. Jy weet tog nie waar is jy nie. O, ek weet, antwoord Joan. Hy sal jou kom vang en in die tronk opsluit, waar alle stout seentjies behoort te wees. Hy sal nie, roep Georgie ontsteld uit. Ek sal met daardie trap ophardloop na bo. Hy sal jou agterna sit en vang. Wat 'n lawaai is dit? Moeder kom die eetkamer binne. Georgie is baie stout, sê Joan. Hy skop altyd 'n bohaai op as hy nie sy sin kan kry nie. Joan sê 'n groot polisieman sal my kom vang, kla Georgie. Hy sal my kom vang en in die tronk stop. Dis baie stout van jou, Joan, sê moeder toe. En jy behoort van beter te weet. Jy moet nooit weer sulke dinge vir jou boetie sê nie. Polisiemanne is vriendelike mense en is baie lief vir kinders. Ons moet Georgie leer om nie vir hulle bang te wees nie. Ons moet aan die polisiemanne dink as vriende en nie as vyande nie. Maar Georgie het nie so gedink nie. Sy suster het hom al so baie wys gemaak dat 'n groot polisieman hom sal vang, dat hy gedurig in vrees vir hulle geleef het. As hy een op straat sien, het hy so vinnig as wat hy kon weggehardloop. As hy een voor sy huis verbygaan, het hy gegil en gaan wegkruip. Eendag het hy voor in die tuin gespeel. Hy het klei met sy grafie aangemaak. Hy sou so graag op die strand in die sand wou speel. En waarom sou hy nie? Dit is glad nie ver nie. Hy het 'n floue herinnering van die strand gehad, want hulle was eendag met die trein soontoe. Georgie het gedink hy kan daarheen loop. En met sy gedagtes vol van hoe lekker hy op die strand gaan speel, is hy toe by die tuinhekkie uit en straatslangs na die plein. Hy het skoon vergeet dat sy mammie gesê het hy mag nie by die hekkie uitgaan nie. Dit het hom lank geneem om by al die winkels verby te loop. Daar was sulke mooi dinge om na te kyk, dat hy amper vergeet het waarheen hy op pad was. Hy is van die een venster na die ander. Hy het alles goed bekyk en gedroom wat hy sou doen as alles syne was. Na 'n lang ruk is hy toe by die laaste winkel verby, nog met sy grafie en sy emmertjie in sy hand. Hy het 'n bietjie moeg begin word, maar het tog besluit om aan te stap, want die strand kon nou nie meer ver wees nie. Hy het nie geweet dat die see 'n goeie 30 kilometer ver is nie. Dit het by Georgie nie opgekom hoe ver hy al gestap het, of hoe laat dit word nie, of hoe onrustig sy maale sou word as hy weg is nie. Toe, tot sy groot vreugde, sien hy 'n groot hoop sand in die grysgat langs die pad. Sand, oop sand, regte sand. Dit moet die strand wees, het Georgie besluit. En net daar het hy op die sandhoop gaan sit en vir hom kastele en bruggies gemaak en paaie kruis en dwars. Toe sien hy dit begin darm nou donker word. Presies hoe laat dit was het hy nie geweet nie, maar hy het tog daaraan gedink dat Male sal wonder waar hy is. Boonop het hy begin koud kry. Hy sal nou maar liewer moet begin aanstap huis toe. Maar waar is sy huis? Georgie het verdwaal. Hy het opgestaan en om hom heen gekyk, maar daar was geen mens nie. Alles was doodstil. En dit word al hoe donkerder en kouer. Toe begin Georgie huil. Ag, as daar maar net iemand was wat hom huis toe kon neem. Hallo grootman, sê 'n grouwe maar vriendelike stem. Skielik hier agter hom. En wat doen jy alleen hier, so laat in die aand? Toe Georgie omkyk, is dit 'n polisieman. Skielik is hy vreeslik bang. Gaan weg, gil hy. Moenie my tronk toe vat nie. Die polisieman het net gelag. Toe maar ou kerel, vir wat sal ek jou tronk toe vat? Ek het jou maar net gehoor huil en nou kom ek jou help. Die vriendelike stem en glimlag van die polisieman het Georgie effens gerus gestel. Ek wil huis toe gaan
het hy huilend gesê. Nou goed, het die polisieman geantwoord. Waar bly jy? Ek weet nie, het Georgie gesnik. Dit is nommer 16, maar ek weet nie watter straat nie. Toe maar wat, ons sal die plek kry. Wil jy 'n suigstokkie hê? Georgie was nog nie heeltemal seker nie, maar hy was moeg en dit was al so donker. Hy was maar te bly om die polisieman naby hom te hê. Net een swaai en hy was bo op die polisieman se skouer. En weldra was hulle op pad huis toe. Die een hand om die polisieman se nek en die ander aan sy lekker. Intussen was daar 'n groot gedoente by sy huis. Moeder was buite haarself van kommer en angs. Ek is seker hulle het hom raak gery, het sy uitgeroep. Hy's raak gery. Hy's raak gery. My arme Georgie. Die bure en vriende het voor die huis begin saamdrom om haar te troos en haar te verseker dat geen tyding goeie tyding is. Miskien speel hy maar net eers saam met ander seuns. Intussen het Joan met trane in haar oë op en af langs die straat gehardloop en 'n klok gelei, met die hoop dat Georgie dit in die donkerte sou hoor. Byna almal het al na Georgie gesoek. Skielik roep iemand daar onder in die straat. Daar is hy, daar is hy. Die tyding is van mond tot mond oorvertel, omdat almal in daardie rigting gehardloop het. Met Joan vooraan, terwyl sy die klok nogal altyd lui. En jou waarlik, daar was Georgie, bo op die skouer van die polisieman, op pad terug huis toe. O, jou stoute klein skattebol, het mamma uitgeroep terwyl sy huil en lag gelyktydig. Waar was jy al die tyd? Ek was by die polisieman, het Georgie geantwoord. Het ma nie geweet nie? Hy het my die hele pad van die strand af teruggedra. En ek is ook nie meer bang vir hom nie. Kyk ma, hy het my ook 'n stokkie lekker gegee. Fluit, fluit. My storie is uit.